Dit is die wat ons harte verlig deur die Gees en deur die woord. Dis die wat die woord op ons hart kom skryf. Uit ons eie krag en uit ons eie mag sal ons nie kan nie. Ons het nie die kennis nie. Ons het nie die sterkheid nie. Ons is afhanklik van U. En dis wat ons nou sing, op U bly wag ons, Here. Nederig en stil. En ons wil vra, Here, dat U sal luister. Dat U sal ag slaan op ons wat maar mens is. En dat U ons sal kom ontmoet vandag op 'n besonderse manier. In Jesus naam. Amen. Dankie, julle is welkom julle se plekke te neem. Baie dankie vir die musiek. Julle kan so lank oopmaak by Matteus 15. Matteus 15. Nou ek weet, dalk het van julle verwag dat dit Johannes gaan wees. Johannes 11, as ek reg was. Maar ek het so 'n bietjie gekyk veral met die beplanning van Dominee Hannes wat ook ons kom besoek. En dan het ek nog 'n konsulent besoek. Het ek gesien dat ergens gaan ek een mis en as Matteus 15 is graag die een wat ek nie sou wil mis nie. En is ook nie een wat ek vir iemand anders sou wou gee nie. So sonder om gierig te klink oor die woord, ek dink 'n ou kan maar seker daaroor gierig wees, het ek besluit om Johannes dan eerder te laat afstaan soos ons beplan het en dan by Matteus 15 stil te staan vir vandag. Ek hoop julle is my genadig. Matteus 15 gaan ek vir ons lees vanaf vers 21 tot 28. Jesus het daarvandaan vertrek en na die streke van Tyrus en Sidon gegaan. En skielik het 'n Kanaanitiese vrou uit daardie omgewing vorentoe gekom en hard uitgeroep: "Ontferm U oor my, Here, seun van Dawid. My dogter word geweldig getuister deur 'n demoon." Hy het haar egter glad nie geantwoord nie. Sy disippels het nader gekom en hom versoek: "Stuur haar weg, want sy hou aan skreeu agter ons aan." Hy het geantwoord: "Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel." Sy het egter nader gekom, voor hom neergeval en gesê: "Here, help my." Hy het geantwoord: "Dit is nie mooi om die kinders se brood te neem en vir die hondjies te gooi nie." Maar sy het gesê: "Ja, Here, en tog eet die hondjie van die krummels wat van hulle eienaar se tafel val." Toe het Jesus haar geantwoord: "O vrou, groot is jou geloof. Laat dit vir jou wees soos jy wil hê." En haar dogter was van daardie oomblik af genees. Ek glo en ek hoop en ek bid dat by nou dat ons 'n meerderheid van ons oortuig is dat geloof nie net 'n positiewe gedagte is nie en dat geloof nie net 'n positiewe spraak is nie, om nie net goeie goed in werking te spreek nie. Ek hoop dat ons verstaan dat Bybelse geloof gaan eerstens om te weet wie Jesus is, om kennis te hê van wie Jesus is, en om daai kennis te vat werklik te kan vertrou. Om dit te kan vertrou in jou lewe, om dit te kan vertrou in jou hart. En as ons dit anders te moet formuleer, dan kan ons sê, Bybelse geloof is om die wese en die karakter van Jesus Christus self te vertrou. Bybelse geloof is geanker in 'n mens, in 'n God, Jesus. Jesus ten volle mens, Jesus ten volle God, nee, dis wat hy was. So ons het gesê, Bybelse geloof is 'n kopsaak, Bybelse geloof is 'n hartsaak. Nou die skrif praat van 'n ander element wat die hervormers praat ook van hom, wat geloof behels, vir ons om werklik te kan verstaan en om werklik te kan vertrou. En dis, noem ek nou maar 'n derde element as jy sou wil sit, maar sonder die Heilige Gees se verheldering van hierdie kennis en se versterking van hierdie oortuiging, kan hierdie Bybelse geloof nie plaasvind nie. Ons kan nie sê dat ek gaan net harder dink oor Jesus en ek gaan net probeer harder vertrou oor Jesus en dan het ek uiteindelik reddende geloof nie. Ons is afhanklik van die werk van die Heilige Gees om hierdie kennis in ons hart te kry en om dit te kan vertrou. Anders gesê, ons is afhanklik van die Heilige Gees om Jesus te verstaan en Jesus te kan vertrou. Hy verlig die skrif, dis wat die Bybel sê. Hy verlig dit vir jou. En hy kom maak hierdie oortuiging in die gelowige se hart. En al drie hierdie elemente, om te weet wie Jesus is, om Jesus te vertrou, en die werk van die Heilige Gees, gaan jy sien in hierdie verhaal.
So, alhoewel dit dalk mag klink soos goed wat ons al gesê het, glo ek dat vandag se gedeelte sal ons werklik ooreed om te sê dat alles wat ons al gaan besoek het by die centurion, by die vrou met bloedvloeiing, by die verlamde man, alles wat ons al gaan soek het, die verskillende elemente van geloof, word alles saamgevat in hierdie een verhaal. En dit is wat ek vir julle wil vandag wys. Hierdie gedeelte doen is 'n goeie samevatting. Nou Jesus begin in vers 21 en 22. Hy was in 'n plek gewees waar die Israeliete nie is nie, en daar is 'n Kanaanitiese vrou. Dit is vir my interessant hoe die skrif sê skielik het 'n Kanaanitiese vrou uit daardie omgewing na vore gekom. En sy het hard uitgeroep, ontferm U oor my, Here, seun van Dawid. En sy sê toe haar dogter word getuister deur 'n demoon. Nou die Kanaaniete, julle sal onthou, hulle kom eintlik van die tyd van Joshua af. Toe die Israeliete die beloofde land moes inneem, Kanaan was die beloofde land, Jerigo, het hulle om die mure gemars, maar dit was bewoon deur die Kanaaniete. Die Kanaaniete was nog altyd gesien as vyande van Israel, nog altyd. Hulle het nie al die Kanaaniete uitgemoor, of doodgemaak in die Ou Testament nie, maar as jy praat van 'n Kanaaniet en jy praat van Israel, dan sal jy sê, hierdie twee ouens is maar eintlik vyande teenoor mekaar gewees. En hier kom 'n vrou wat dadelik op die toneel verskyn en sy word gesien as 'n vyand. En sy kom na Jesus toe. En hier is iewes skielik is dit sommer so in die begin, speel Matteus 'n skerp kontras af. 'n Skerp kontras tussen hierdie Kanaanitiese vrou, 'n vyand van Israel. En as jy bietjie gaan kyk, as jy die hele hoofstuk 15 sal lees, sal jy sien, daar is 3 areas wat eintlik uitstaan, 3 groepe mense wat uitstaan. Dis die Kanaanitiese vrou, dan is dit die Fariseërs in die begin van hoofstuk 15, en dan so aan die einde, dan begin hy praat oor die disippels. Hy praat met die disippels. So in die middel, noem dit nou maar die toebroodjie as jy sou wou, in die middel kry jy die ham en kaas, die Kanaanitiese vrou, en sy staan in skerp kontras teen die Fariseërs en teen die disippels. En dit is besonder. Gaan doen jouself 'n guns, gaan lees bietjie hoofstuk 15 en hoofstuk 16, as jy by die huis kom. En dan gaan jy sien hoe hy net hierdie Kanaanitiese vrou so half uitgelig word, en daar's iets in haar verhaal wat 'n gelowige wil kom leer, wat die skrif vir ons kom leer. Nou die kontras wat ons sien teenoor die Fariseërs, is eerstens, 'n Kanaanitiese vrou, omdat sy 'n vyand is, word gesien as onheilig. Heidene was gesien as onheilig, verseker. En net voor dit het Jesus 'n gesprek met die Fariseërs, en hy praat met die Fariseërs, en die Fariseërs stry met sy disippels, en sê, hoe kan julle nie julle hande was, voor julle eet nie? En Jesus sê, dit gaan nie oor wat ingaan, wat jou onheilig maak nie, maar dit wat uitkom. En dit is waar ons ook daai bekende woorde hoor, waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. Dit is dit wat uit die hart uitkom, wat jou onheilig maak. Nee. En dit is wat Jesus vir die Fariseërs sê. Die Fariseërs sê, nee, skoon hande maak jou heilig. En Jesus sê, nee, as jou hart boos is, dan gaan jou hande boos wees. So Jesus sinspeel met hierdie Fariseërs. En nou ewe skielik, dis hoekom ek dink ook daai skielik, verskyn 'n Kanaanitiese vrou. 'n Onheilige vrou. Jesus praat oor heiligheid, en hier kom 'n onheilige vrou. Ek dink, van die Fariseërs sou verseker waar gruwel gekry het teenoor die Kanaanitiese vrou. En nou sien jy, Fariseërs is skrifkenners, is ouens wat geleerd is. Hulle het die skrif gehad, die Ou Testament, hulle het die tempel gehad, hulle het hulle rituele gehad, hulle het gedink hulle was heilig, hulle het hulle verbond gehad, dit was die gekiesde volk van God. Dis die idee van Fariseërs wat ons kry. En hier is 'n onheilige vrou, 'n heilige Fariseër, tussen aanhalingstekens, 'n heilige Fariseër, 'n onheilige vrou. Iemand wat die skrif het, 'n Kanaaniet wat nie die skrif het nie. Iemand wat 'n verbond met God het, 'n Kanaaniet wat nie 'n verbond met God het nie. Jy sien, hulle het die tempel gehad, 'n plek waar hulle God kon aanbid. Hierdie vrou het geen tempel gehad nie. Geen verbond, geen tempel, geen offers, geen skrif. Onheilig. Dis wie op die toneel verskyn. En dis interessant, want die Fariseërs verwerp Christus. Maar hierdie Kanaanitiese vrou, sy kom na Jesus toe. En soos hy na Jesus toe kom, ontferm Jesus homself oor hierdie vrou. En ek wil dit sommer net so in die begin sê, want ek dink dit is een van die groot redes vir hierdie gedeelte.
Die rede hoekom hy homself oor hierdie vrou ontferm, is eerstens om vir almal te wys, dat die evangelie vir almal is, nie net vir Jode nie. Daar is regtig vandag nog geloof, ek dink hulle noem dit die wit Israelitiese geloof, is 'n geloof waar hulle sê, God het nog steeds net gekom vir sekere wit Israeliete. Hulle maak 'n onderskeid tussen Israel en tussen Jode. Dis nie so nie. Dis nie so nie. Want vir jou om dit te glo, moet jy met 'n groot deel van die skrif nie ooreenstem nie. God is 'n God van alle nasies. En dit is nie kultuur wat veroorsaak dat hy iemand kies nie. En hierdie is 'n goeie voorbeeld daarvan. En hierdie vrou roep uit. Sy roep uit, ontferm U oor my, Here, seun van Dawid. Julle onthou daai woordjie seun, daai frase seun van Dawid, nê? Dis 'n messiaanse titel. Seun van Dawid, daar was 'n belofte gemaak aan Dawid dat daar altyd uit Dawid uit 'n koning sal heers. Jesus Christus is die laaste koning. Daarom kry jy in die begin van Matteus kry jy 'n geslagsregister wat vir jou wys die afstammeling van Jesus Christus, van waar af Jesus kom. Hy is 'n afstammeling van Dawid. Daar was selfs profeseë gewees. Hoor wat sê Jeremia 23:5. Daar is die uitspraak van die Here wanneer ek vir Dawid 'n regverdige loot sal laat opkom. Hy sal as koning regeer en verstandig optree. Hy sal in die land reg en geregtigheid handhaaf. As jy sê iemand is die seun van Dawid. As hierdie vrou uitroep, hierdie is die seun van Dawid, wat sy sê is, hy is die beloofde koning. Hy is die een waarna die hele Ou Testament gewag het. Hy is die Messias, die redder, die een. Jy sê dit nie sommer nie. Hierdie vrou sê dit. En bo-op dit, noem sy hom Here. Here, seun van Dawid. Die Here kan ook meneer beteken, die Griekse woord is Kyrios, maar ons weet, in hierdie konteks sal sy nie sê, meneer Messias nie. Nee, dis die Here. Dis 'n eretitel. Eretitel, die beloofde Messias. Sy sê dit. En dit is waar ons die eerste element van ware geloof sien. Ek het gesê, dis daai 3, dis die kennis, dis die vertroue, en dan is dit die werk van die Heilige Gees. Hier is die eerste een. Die eerste een hierso. My vraag is, hoe het sy dit geweet? Hoe het 'n Kanaanitiese vrou dit geweet? Sy was nie in die sinagoge nie. Sy was nie, sy mag nie daar gegaan het nie. Hoe het hierdie vrou dit geweet? En dit is hoekom ek dink hierdie gedeelte is so mooi strategies gesit in hoofstuk 15, want as jy na hoofstuk 16 toe gaan, dan gaan jy sien, Jesus kom by 'n plek waar hy vir sy disippels vra. Onthou julle, hy vra vir sy disippels, wie sê die mense is die seun van die mens? En toe sê die disippels, party sê hy is Elia, ander sê hy is Jeremia, ander sê hy is Johannes. En toe sê Jesus vir sy disippels, maar julle disippels, wie sê julle is ek? En toe kry ons daai bekende belydenis van Petrus wat sê, onthou julle wat Petrus gesê het, U is die Christus, die seun van die lewende God. Toe sê Petrus dit, en toe sê Jesus in daai bekende woorde van hom, gelukkig is jy, of geseënd is jy, Simon Bar-Jona, Simon die seun van Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou bekend gemaak nie, maar die Vader in die hemel het. So as ek myself vra, hoe het hierdie vrou dit geweet? Dan moet ek vir myself sê, as ek kyk hoe Petrus dit geweet, dan was dit versekering die werk van die Heilige Gees gewees. Vir haar om dit te kon glo, vir 'n Kanaanitiese vrou om uit te gaan en na 'n Jood toe, en hom die beloofde Messias te noem, wat nie eers deel is van haar verbond nie, maar van die Joodse verbond. En sê ek vir jou, dit moes seker gewees het, dat die Heilige Gees haar oë oopgemaak het, haar hart verhelder het. En die feit dat sy uitroep, seun van Dawid, en die feit dat sy uitroep, Here, die feit dat sy net na hom kom, wys ook sy het kennis gehad van hom. Sy het geweet van hierdie Jesus, sy het gehoor van hierdie Jesus, en sy het geweet, dit is hierdie Jesus wat die enigste een is wat kan help. Sy moes iets geweet het. En sy skree, ontferm U oor my. Ontferm. Daai woordjie ontferm beteken om genade te betoon.
Here, wees my genadig. Here, ontferm. En eintlik wat ons sê as ons sê, die Here is ons genadig. Ons sê, Here, doen iets vir my wat ek nie verdien nie. Of, Here, wees iemand vir my wat ek nie verdien nie. Die vrou kom en sy sê, Jesus, doen iets vir my wat ek nie verdien nie. Wees iemand vir my wat ek nie verdien nie. Soos wees net vir my genade. Julle sal onthou, Jesus het gewoonlik gestop. Onthou julle met die vrou met bloedvloeiing, onthou julle met die, selfs met die slaaf wat siek was, Jesus, iemand het hom onderbreek, en dan stop hy. Dan stop hy gewoonlik, en dan gee hy eers hierdie spesifieke persoon 'n aandag, dan doen hy 'n wonderwerk, en dan gaan hy aan na die volgende wonderwerk toe. As altyd lyk dit vir my 'n onderbreking, en dan stop Jesus, en dit was vir my so goeie gedagte om te dink, jy moet altyd tyd hê, as jy onderbreek word, dit was vir my 'n gedagte geweest, maar hier voel dit vir my iewes skielik, Jesus stop nie. Hoor dit sê hy vers 20. Hy het daar egter glad nie geantwoord nie. Sy skree, ontferm, Here, wees my genadig, ek soek net genade. Jesus antwoord nie. Nader aan sy disippels gekom en gesê, stuur haar net weg, want sy hou hom met skree, sy skree agter ons aan. En hy het geantwoord, ek het gestuur vir die verlore skape vir die huis van Israel. En sy het egter nader gekom en voor hom neergeval en gesê, Here, help my. Hier stop Jesus nie. Gewoonlik het hy gestop, maar tog hier stop hy nie. Dis vir my vreemd. Wil Jesus onsensitief wees? Jy weet, dis soos daar in Suid-Afrika, dan het jy jou sonbrille aan, en dan gewoonlik dan klop iemand aan die venster, dan wil hy vir jou sonbrille verkoop. Jy het miskien Oakleys aan, en dan wil hy vir jou Fakelys verkoop, nee. Dis asof nou, en dan iewes skielik, as hierdie ou in jou venster, jy kyk net voor jou, en nou raak die pad voor jou ongelooflik interessant. Jy wil net dit alles ignoreer, laat die probleem net al weggaan. En ek dink as jy hierdie skrifgedeelte so buite konteks lees, dan dink ek, Jesus sal so voorkom vir mense. Hy sal onsensitief voorkom. Hy sal sê, kom, ek kyk net voor my en ignoreer net die probleem, laat dit weggaan. Maar dis glad nie wat gebeur nie. Jesus is altyd intentioneel met sy gedrag. Altyd. En hier is hy ook. Hy's intentioneel. Hy stoot haar nie weg nie. En hoekom sal hy haar wegstoot? Want sy het nou net 'n belydenis gemaak. Sy het bely, hierdie is die seun van Dawid. En ons het vasgestel dat die Heilige Gees openbaar dit aan jou. So dis asof ons sien, die Heilige Gees trek haar na Jesus toe. En nou sê Jesus, stop, ek stoot jou weg. Nee. Dis intentioneel. Hy doen dit intentioneel, en ek glo, groot rede kom dit intentioneel toets, is eerstens om haar geloof te toets. Hy toets haar geloof. Hy toets haar geloof, hy leer sy disippels oor geloof, en hy leer ons iets oor geloof. Sy jou aanvra, dat selfs die disippels geïrriteerd geraak het. Sy weet wie Jesus is. Die Heilige Gees het iets aan haar geopenbaar. Maar nou moet sy Jesus vertrou. En ek glo dit is hoekom Jesus stil bly. Want dit is mos die 3 elemente van geloof. Die Heilige Gees verhelder iets, jy kry kennis, maar nou moet jy dit vertrou. Hoe weet jy wanneer jy iemand vertrou? Hoe werk vertroue? Ons het by belydensklas, toe het ons ook so 'n bietjie hieroor gepraat, so 'n paar weke terug, en toe het ek twee seuns, hulle was boeties, en hulle staan toe daar so, en toe doen ons, daar's 'n tipe van 'n demonstrasie, die trustfall, nee, waar jy so terugval. En ek vra toe vir die een wat val, vertrou jy? Hy vertrou. Hy moet sê, ek vertrou hom, ek vertrou my boetie, en ek seker hy doen. En toe sê ons goed val, en sy boetie laat toe nou 'n bietjie laer vang as wat hy moes vang, en hy tree toe terug. En wat, nou wonder jy, het jy hom regtig vertrou? Hy het seker hom getrou tot 45 grade, maar na 45 het hy gesê, nie meer nie. Maar dit is 'n goeie demonstrasie van hoe vertroue werk. Vertroue word nie getoets wanneer dit goed gaan nie. Vertroue word getoets wanneer daar nood is, wanneer daar krisis is. Is dit nie? Dan moet jy vertrou. So hoe weet ons nou, hierdie vrou weet, die Heilige Gees het vir haar iets gewys, hoe weet ons sy vertrou? Jesus bly stil. Ontferm U, Here, ontferm, ek weet U kan. En Jesus loop verby. Vertrou jy regtig dat daai die seun van God is?
Vertrou jy regtig dat hy iets kan doen? Ek weet wat ek weet. En Jesus antwoord toe uiteindelik. Hy antwoord toe. Sy hou aan skree. En Jesus antwoord. En sy antwoord is nie goed nie. Hy sê, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Jy sou verwag het, Jesus sou gesê, nee, kom, dat dit vir jou so wees. Nee. Jesus sê, hy is net gestuur vir die huis van Israel. Nou, dit beteken nie dat hy nie, soos ons gesê het aan die begin, gekom het vir die heidene nie. Dit beteken nie dit nie. Jesus is ingestel op sy spesifieke bediening. Hy het eerstens gekom vir Israel. Hy het nie net gekom vir Israel nie. Dit het gegaan oor 'n prioriteitslys. Dis maar eintlik waar dit oor gegaan het. Hy het eerste gekom vir Israel. Hy het nie net nie. Jy kan deur die hele Matteus lees, deur die hele evangelie lees, dan sal jy sien, ek selfs in Matteus 8, sê Jesus nog, baie sal uit die ooste kom, baie sal uit die weste kom. Hy praat van verskillende groepe mense wat sou kom na hom toe. En selfs aan die einde van Matteus, die groot opdrag, gaan maak disippels van al die nasies. So, dis nie, Jesus sê nie hierso, ja, gaan maak disippels van al die nasies, maar ek het net gekom, net vir Israel. Nee, hy het gekom vir almal, maar wat Jesus hierso sê, vir nou moet hy by Israel wees. Israel is nou my eerste prioriteit. En so eintlik wat hy sê is, vrou, dit is nog nie jou beurt nie. Dit is nog nie jou beurt nie. Jy het 'n beurt, maar dit is nog nie jou beurt nie. Want hy het nou gekom vir 'n doel. En net die vrou se geloof vat nie nee vir antwoord nie. Dit stop aan nie. Inteendeel, nou kom sy nader. Jesus moes nog net 'n bietjie aandag gegee het en hy het. En sy kom nou nader en sy val nou weer, ek sê nou weer, maar sy val aan die voete van Jesus. Sy val aan die voete van Jesus, soos daai man met die melaats. En sy val net voor hom. En weer eens, as jy val aan die voete van Christus, dan val jy in aanbidding. Jy val in aanbidding. Jy kry die idee dat hierdie vrou nie wil ophou nie. En jy kry die idee dat sy nie gaan nie. Persistence, sê die Engels. Dit is dieselfde persistence wat ons gesien het met die, onthou julle, met die weduwee en die onregverdige regter? Die weduwee wat die hele tyd deur die onregverdige regter geplaai het, en toe sê die regter, goed, laat ek dit net doen, want sy gaan nie ophou nie. En hier kom die vrou, en sy vra die Here, en sy vra die Here, en sy vra die Here. En Jesus sê, dit is belangrik om hier op te merk, dat haar geloof het nie begin by wat sy net van Jesus wil hê nie. Sy het nie net gesê, ag Jesus doen nie dit nie, Jesus doen nie dit, doen net dit asseblief, Jesus doen dit net nie. Nee, sy het werklik gekom na Jesus vir wie hy is. Sy het sy naam gebruik, sy het gesê Here, sy het gesê seun van Dawid, sy het gevra vir ontferming, sy het gevra vir genade, sy het gevra dat hy net ietsie sal doen teenoor haar, dat hy net sal agslaan. En sy het geval by sy voete. En dit is wat geloof is, nee, geloof, vaste vertroue. Dis vaste vertroue dat God hom net oor ons sal ontferm. Wat is eintlik wat jy wil hê? Dis eintlik wat ek wil hê. Ek wil hê God moet homself oor my ontferm. Dis wat ek wil hê. Ek wil nie net hê God moet net 'n situasie vir my oplos nie. Want ek weet daar gaan weer 'n situasie kom. En dalk weer. Ek soek die ontferming van die grootte God oor my. Dit is soos om te gaan na Christus toe met leë hande, net om te sê, Here, wees tog net by my. Dis dit. Ontferm tog Jouself net oor my. Ware Bybelse reddende geloof is nie net 'n oortuiging dat God ons iets gaan gee nie. Natuurlik kan hy gee. Hy's God. Maar Bybelse geloof, egte geloof, begin nooit by die gawe nie. Dit begin altyd by die gewer. Moet dit nie omruil nie. Dit begin om te gaan na Christus toe en sê, Here, ontferm net. Ek weet nie wat om te vra nie, ek weet nie wat om te doen nie, maar wees net by my. Die wêreld verkoop baie keer 'n geloof of God as 'n tipe van 'n, ek weet nie wat se Afrikaans is, maar dis 'n vending masjien, nee, daar waar jy
jou R5, R5, ek weet nie wat gooi jy nie, $5, dis ook 'n noot. Jy gooi geld in, nê. Jy gooi geld in, en dan druk jy jou knoppie C1, en dan kry jy jou, ek weet nie of jy Simba chips kry nie, maar dan kry jy jou chips. En dis hoe hulle sê, hulle dink, as ek iets doen vir die Here, of as ek die Here net op so 'n manier vra, en op een of ander manier net my ietsie draai, my denke draai, optree, reageer, dan gaan ek uiteindelik kry wat ek wil hê. 'n tipe vending machine, dit is nie hoe dit werk nie. Ek wil eerstens vir jou sê dat ons het niks. As ons na 'n vending machine toe gaan, as ek daai selfde voorbeeld moet gebruik, ons het niks in ons hand wat ons kan ingooi nie. Daar is niks wat jy vir God kan gee om hom te probeer oorreed of omkoop nie. Here, as ek jou hierdie ding gee, sal jy dit vir my doen. Sal ek dit kan kry, Here, geloof asseblief. Daar's niks. Dis hoekom ons sing daai bekende Engelse hymn, nee, ons Rock of Ages, niks in ons hande bring ons nie. Daar is niks wat jy kan bring nie. Niks. Daar is niks. Hierdie vrou weet dit. Sy weet sy het niks om vir die Here te bring nie. Niks. En daarom roep sy uit vir ontferming. Genade. Baie keer dink ons is goeie mense, ja, ons is great, ons doen goeie goed, die Jesus glimlag oor my, en is net maanskyn en rose, en is fantasties, en nou gaan ek uiteindelik sy guns kry. Sy guns is nie gebind aan hoe goed jy optree of nie. Dis suiwer genade. Suiwer. Dink bietjie vir 'n oomblik aan hierdie God, na wie hierdie vrou roep. Dink, weet jy wie se God hier is, wat se God dit is? Hierdie is die God wat ons gesê het in Genesis 1, nog toe ons nog begin het ons gesê, het sterrestelsels in werking gespreek. Dis hierdie God. Hierdie is die God wat die hele hemelruim inkleer met planete en sterrestelsels. Nee, hy maak dit vol. Maar terselfdertyd is dit dieselfde God wat afkom en tog 'n sneeuvlokkie soveel besonders maak. Dis hierdie God wat die lyne van die oseane trek en vir die golf sê tot hier toe en nie verder nie. Dis hierdie God wat donderstorms stuur, wat die wêreld in stand hou, wat die asem in jou ingeblaas het. Hierdie vrou beroep haarself, hierdie vyand van die Israel, van God se beloofde volk, hierdie heiden, hierdie onheilige vrou wat verklaar was, sy beroep haarself op hierdie God, op hierdie een. Het jy ooit in 'n parkeerarea gesit, nie dat ek dit baie doen nie, of dalk in 'n winkelsentrum, en jy sit so en jy wag vir jou vrou om nou natuurlik iets te kry of reg te kry, of wat 'n lang wag is partykeer. Nie by my nie, sy kyk. Maar soos jy so sit, dan ons kyk vir die mense. Ons kyk vir die mense, nee. Ons kyk vir die mense. Ons moenie hulle nie, ons veroordeel hulle nie, ons sê hulle nie sleg nie, ons kyk maar net. Ons neem waar. Dit is belangrik dat jy hulle nie veroordeel nie. Moenie sê, kyk daai ou, kyk hierdie ou, dis nie Christelik nie. Ons kyk vir hulle en ons neem waar. En ek sit so een keer in die kar en ek sien hierdie honderde mense besig en hulle almal loop en parkeer en stop. Iemand het nog die kar gestamp ook, so interessant, hulle het my nie aan die kar gesien nie. En ek kyk en ek neem waar en ek kyk net hoe loop hulle en ek dink by myself, almal het hulle gesig, almal het hulle eie drome, almal het hulle eie rigting, almal het hulle eie vreugde, almal het hulle eie hartseer, almal het hulle eie plan, en hulle gaan aan met lewe. En ek sê vir myself, hierdie persoon kan sterf, en alles gaan aangaan. Ek sê vir myself, ek kan sterf, die winkels gaan weer oopmaak, kerk sal weer aangaan, julle sal 'n plaasvervanger kry, ek dink as hulle 'n handjie vol, dalk 'n halfte handjie vol, dalk 'n bietjie hartseer wees, en ek dink ons sal dalk 'n paar mense bly wees. Maar ek probeer net vir jou verduidelik dat, dit klink nou dalk sleg. My posisie is vervangbaar.
en ek sal aangaan oor 'n paar jaar en jy sal 'n gedagte wees. En dis wat ek waarneem in mens. Mense raak 'n gedagte. En jy raak vervangbaar. En soos ek na dit kyk, voel dit vir my ons is skape. Ons is regtig skape, soos die Here ons beskryf. Is skape wat eintlik maar net so in 'n rigting in beweeg, almal in sy eie rigting in beweeg. En dit laat my klein voel. Dit laat my ongelooflik klein voel. Ek voel ek's vervangbaar, ek voel ek's klein, en dit is nie 'n slegte gevoel nie. Want dan ewe skielik lei die woorde van Dawid in Psalm 8 in my ore. Wat ek vir julle gelees het. Hy sê, wat is die mens dat die Here aan hom dink? Die mensekind dat U na hom omsien. Wie is ek? Ek sit daar in daai parkeerarea. Maar tog, hierdie God ontferm homself. Vriende, hoor wat ek vir julle sê. Die feit dat julle die goeie nuus kan verstaan. Die feit dat julle die evangelie kan hoor. Ek praat nie eers van in julle eie taal nie. Maar die feit dat die Heilige Gees in julle hart gewerk het, was God wat homself ontferm het oor jou. Hy het homself ontferm. Wie is ek? Dit is vir my die wonder van God. So Spurgeon geskryf het, hy skryf dit so mooi, hy sê, die God wat die sterre tel ook jou trane. Die God wat die hemelruim volmaak, hy sien ook die gebroke hart. Die God wat die konings en die nasies oprig en bestuur, hy luister na 'n fluister van 'n ma wat moedeloos is. Daai God. Hierdie vrou, sy beroep haarself op daai God. Nou dat sy dink, sy is groot genoeg vir God om haar raak, nie dat sy dink sy is groot genoeg vir God om haar raak te sien nie. Dis nie wat ek dink nie. Ek dink net sy besef, as sy nie ontferming van Jesus kry nie, gaan sy niks kry nie. As Christus nie besluit net om na haar kant te kyk en haar net te antwoord nie, net om ag te slaan op haar, dan gaan sy niks kry nie. En net daar lê geloof. Net daar. As jy nie besef, Christus kyk na jou en hy skyn oor jou. Nie omdat jy goed is, of groot is, of sterk is, of baie het nie, maar net omdat hy so besluit. Dan mis ons geloof. En dit is wat die vrou doen. Nou dink ons, goed, wauw, dit is geloof. Dit is geloof. En sy hardloop intussen ook, en sy val voor sy voete, en nou is 'n goeie ideale, ek dink ons het nou 'n hoogtepunt bereik, in hierdie hele verhaal. Nou gaan Jesus omdraai, en Jesus gaan nou vir haar sê, vrou, soos ons gereed, jou sonde is jou vergewe, of gaan maar huis toe, of laat dit vir jou so wees. Jesus antwoord nie. Hy antwoord weer nie, soos ons dink nie. Hoor wat sê hy? Ek het nou een gemis, daar is hy. Hy sê, dit is nie mooi om vir die kinders se brood, van die kinders se brood te neem en vir die hondjies te gooi nie. Ek sê, joh, ek sou gedink het die vrou het nou wraggies ware geloof gewys. Nou, hierdie was 'n keerpunt, maar hier kom Jesus en hy sê, dit is nie mooi om die kinders se brood te neem en vir die hondjies te gooi nie. Indirek word hierdie vrou vergelyk met 'n hondjie. En ek wil hê jy moet klem slaan op die verkleiningsvorm hondjie. Dis nie hond nie, daar's 2 woorde vir hond binne die Grieks. Die een is al rondloper hond, 'n hond is 'n brak, daai ene wat jy sê, astu, was 'n ander woord, astu, nee, daai een. Maar hierdie hondjie is die troeteldier ene. Dis die een wat baie van julle het. Hierdie hondjie, daai troeteldier ene wat ek wil nie, hy is nie veronderstel om eerste kos te kry, nie, jou kinders is veronderstel om eerste kos te kry, maar hierdie hondjie is daai troeteldier hondjie wat toegelaat word in die huis. Jesus gebruik hierdie,
Nou, hy is nie lelik nie, en ek dink ook hy is lelik teenoor haar nie, ek dink ook nie hy beledig haar nie, dit was, binne daai kultuur was dit algemeen die gebruik, jy het gewoonlik gesê, iemand wat 'n heiden is soos 'n hondjie, hy's 'n buitestander, hy vorm bietjie deel, maar hy's nie regtig deel nie, en dis wat Jesus doen, dis 'n metafoor, dis 'n metafoor. Hy sê vir die vrou, jy weet, ek het gekom eerstens vir Israel. Hy sê presies dieselfde ding, maar in 'n metafoor, in beeldspraak. Ek het gekom vir Israel. Ek sal mos nou nie Israel los en nou net agslaan op jou nie. Ek moet mos seker maak ek kom vir die regte mense, dis hoekom ek is. En sy weet hy het gekom vir Israel. En Jesus beledig haar nie, nee. Jesus beledig haar nie. Maar dis die prentjie wat Jesus teken. En hier kom sy en sy antwoord, sy sê, ja Here, en tog eet die hondjies van die krummels wat van hulle eienaar se tafel afval. Nou, dit is vir my so goed, want ek dink in ons huidige sosiale omstandighede, as die Here Jesus sou sê, ek gee eers vir die kinders kos en dan vir die hondjies, dan dink ek daar is baie hondjies wat reg oor die wêreld op sosiale media ietsie sou opsit en hulle sal blaf en klomp goed sê, maar dis onregverdig, hoe durf jy vir my sê ek is 'n hondjie, en hulle sal dit sensitief opneem en hulle sal die slagofferkaart speel en net heeltemal in 'n rigting in hardloop, nê. Jy mag nie vir my sê ek is 'n hondjie nie. En ek glo hulle sal dit sê vir Jesus. Hoe kan jy vir my sê ek is 'n hondjie? Maar dis nie wat die vrou sê nie. Die vrou sê ja, Here. Sy weet nie sy's 'n hond nie. Sy weet sy's nie deel van Israel nie. Sy weet sy's nie die eerste prioriteit nie. Sy weet sy staan laaste in die ry. Sy weet sy's nie waardig nie. Sy weet self sy verdien die krummels. Sy weet dit, sy erken dit. Sy's nie onkundig oor haar status nie. En sy probeer ook nie voorgee dat sy een of ander persoon is wat dit moet verdien nie. Weet jy wat sien ek as hy dit sê? Opregtheid. Ek sien opregtheid. Ek sien opregtheid en selfs wanneer ek voor die Here staan, moet ek meer dink en sê, Here, maar ek verdien niks. Ek verdien nie hierdie goed nie, maar tog gee U. Ek verdien nie eers die liefde nie, ek verdien nie eers die genade nie, ek misluk gereeld. Here, ek verdien nie eintlik nie eers die krummels wat val nie, maar tog maak U die sluise van die hemel oop en U seën my nog steeds, met die gees en met die liefde en met die genade. Ek sien opregtheid in hierdie vrou, deur haar antwoord. Sy gebruik Jesus 'n metafoor om Jesus te wys dat hy reg is. En nie net reg nie, maar sy besef nog steeds, as Jesus nie na haar gaan kyk nie, gaan sy niks kry nie. Daarom sê sy, Jesus, asseblief net 'n bietjie krummels. Net 'n bietjie krummels. En Jesus hoor haar. En dit is natuurlik nou, dat Jesus reageer soos ons dink. O vrou, groot is jou geloof. En laat dit vir jou wees, soos jy wil hê. En haar dogter was genees. Jesus het gehoor. Hierdie vrou het geweet, sy verdien niks. Sy kort die ontferming van God. En sy kan dit nie kry nie, sy verdien dit nie, sy was nooit deel nie. Sy is absoluut 'n heiden en onheilig verklaar. Maar sy het aangehou, en sy het gedruk op die gesag van Christus. Die gesag van Christus. Sy het geweet, Jesus het gekom vir die kinders. Sy het geweet, Jesus deel die brood uit. Sy het dit geweet. En sy het geweet, sy is onder die tafel by die krummels. Sy het die rang erken, sy het Christus erken, sy het geweet, hy is die seun van Dawid, sy het absoluut hom geïdentifiseer. En hier sê Jesus vir haar, groot is jou geloof. Het sy Jesus vertrou? Ja. Hoe weet ons dit? 3 keer was hy getoets. 3 keer. 3 keer. Ek dink baie van ons sou gesê het, hy is onbeskof, kom ek loop net. En die vrou het gesê, ek weier. Sy het geweet, haar hoop lê in Christus. En daarom sê ons vriende, egte geloof lê net by Jesus. Soos die vrou wat die soem van Christus aangeraak het. As ek net die soem kan raak, as ek net krummels kan kry, want ek weet ek verdien dit in 'n geval nie. Haar geloof is groot nie omdat sy groot was nie. Haar geloof is groot nie omdat haar geloof perfek was nie.
Sy was 'n heiden, maar geloof is groot nie omdat sy iets verdien het nie. Sy weet sy verdien niks. Haar geloof is groot net vir die blote feit omdat sy na Christus toe gekom het in vertroue. En sy rus by Christus. Sy glo as Jesus homself nie ontferm nie, gaan niemand nie. Dit is net Jesus, net hy. Wanneer jy dan aanlees, en dan is ek klaar. Wanneer jy aanlees in vers 32, net die volgende gedeelte, dankie, net die volgende gedeelte. Dan sien jy Jesus doen die tweede keer die vermeerdering van die brood. Hy het die brood 2 keer vermeerder. Die eerste keer was dit die voer van die 5000, dit was die 2 visse en die 5 broodjies, daai wat ons baie keer in die kinderbybel kry. Maar in Matteus 15 vers 32 sal jy sien, Jesus het vir die tweede keer die brood vermeerder met 7 brode en daar was 4000 mense wat daar betrokke was. 4000, dis die tweede keer. En hy vermeerder, hy het nou net die brood vermeerder. 4000 mense, plus gevoer. En direk na dit klim hulle in 'n bootjie en hulle vaar aan die oorkant van die see. En die disippels gaan saam met hom. Toe hulle afklim by die bootjie, toe sê die disippels vir hulle self, of vir mekaar, hulle sê toe vir mekaar, ons het nie brood saamgebring om te eet nie. Hulle het hulle skafting vergeet. Dit lê aan die ander kant nog daar. Hulle het nie hulle brood saamgebring. En hulle raak negatief, hulle raak ontsteld. Ons nie brood saamgebring nie. En Jesus kom en Jesus spreek hulle aan, en hy sê vir hulle, klein gelowiges. Klein gelowiges. En as jy net bietjie kyk, dis nou die ander kant van die toebroodjie, net bietjie kyk wat besig is om te gebeur. Hier's 'n vrou, sy's in 'n krisis, en sy gaan na Christus toe. Sy bly by Christus, sy smeek Christus, sy aanbid Christus, sy wend haarself na die wese, die persoon van Jesus toe. En hier kom die disippels, die brood was nou net vermeerder, nou net, en hulle vaar oorkant toe, en daar wraggies verloor hulle hoop, want hulle het nie brood nie. Hoekom? Want hulle besef nie wie is by hulle nie. Jesus het nou net die brood vermeerder, en nou moan hulle oor die brood. En as ek dit moet sit in moderne terme vandag, dan sê ons gewoonlik, hou jou oë op Christus. Dan sê ons, ja, ons hou ons oë op Jesus, maar ek is siek. Hou jou oë op Jesus, broer, hou jou oë op Jesus, suster, ja, maar ek het nie brood nie. Hou jou oë op Jesus, hou net aan glo, kleef van hom, maar dit gaan swaar. Maar dit, maar dat. Jesus kom wys ons hierso die rykheid van hierdie hoofstuk 15. Hy sê vir ons, hierdie vrou wend haarself tot Christus. En daar was baie redes vir haar om te sê, maar hy wil niks van my weet nie. Maar sy sê, sy weier. Nie maar nie. Wend jouself tot Christus. Die disippels kyk na die brood en hulle sien 'n probleem. Die vrou kyk na Jesus en sy sien 'n verlosser. Die vrou sien wie voor haar staan en die disippels sien net 'n uitdaging. Dit is waarom Jesus nie vir die disippels sê, julle het groot geloof nie. Want hulle het Christus misgekyk in die situasie. Groot geloof sien Christus raak. En hy sê vir haar, o vrou, groot is jou geloof. Want groot geloof word nie gemeet aan hoe sterk jy voel nie. Groot geloof word gemeet aan hoe groot Christus is. Laat jou Jesus groot wees in jou. Laat jou oë gerig op hom. Laat jy fokus op wie hy is, op sy wese. En laat jy oggende opstaan en besef, maar hy is die God van hierdie heelal. Slaan ag op my. Op my. En laat die woorde van Dawid in jou hart resoneer. En sê, maar wie is ek, Here? Dat hy na my kyk. Kom ons bid. Vader, dankie vir die woord, dankie vir die waarheid. Laat ons net na U kyk. Laat ons so op U fokus. Laat die Gees hierdie skrif vir ons verhelder. Laat ons U leer ken, en dit wat ons leer ken, laat ons dit vertrou. Ons soek 'n vertrouensverhouding met die Here. Dankie vir hierdie groot geloof wat ons vandag kon waarneem. Mag hierdie woord werklik vrug dra
in ons medegelowiges se harte. In Jesus naam. Amen. Vriende, ons gaan ons laaste liedjie sing en dan gaan ons die seën spreek en dan het ons 'n gemeentevergadering. Gou daarna, die wat jy mag jy besef dat die God van die heelal, die allermagtige, allerheilige, die alwetende groot God, slaan nog op jou. En dit is net op grond van dit wat ons kan sê, gaan in die liefde van die Vader. En die genade van ons Here Jesus. En die nabyheid van sy Gees. Amen. Vrede vir julle. Baie dankie.